buig voor U neer. Ons wil U grootheid besing. Here, maar ons wil ook ons lewe voor U neer lê, die goed en die sleg, die dinge wat die swaarste trek aan ons diep wese, maar ook die dinge waaroor ons kan lag en vrolik wees. Dit alles, hierdie seisoene van ons lewens, wil ons vir U gee. En wil ons vanoggend vir U vra om te kom spreek tot ons hart. Here, om vir ons iets te kom leer, weer so van vooraf, uit die ou skrif, die ou woorde van mense, wat U geken het, wat U karakter geken het, en wat ons kom deel het. Mag ons vanoggend iets daarin weer hoor, en opnuut hoop kry, opnuut iets leer, van wie U is. Heilige Gees, kom en waai deur elkeen van ons, en praat met ons. En laat elke liewe oordenking van ons hart vir U aanneemlik wees. Here, mag die woorde wat oor my lippe kom vanoggend ook vir U aanneemlik wees en tot eer van U wees. Dankie vir U liefde en vir U genade. Amen. Ekskuus, ek is so 'n bietjie besig om siek te raak, so as julle sien ek gryp vir die neus, sit af die klank asseblief Legronsie, of as ek begin hoes, ek gaan my bes probeer dat dit nie gebeur nie, maar ek kan ongelukkig dit nie beheer nie. So ons is besig nog met ons jaartema, dag 41, wat eintlik die dag van hoop vir ons simboliseer. 'n dag waar ons sê 40 is die getalle wat heeltyd in die woestyntydperke plaasvind. En ons gaan elke kwartaal so deur die woestyntydperke wat ons as mens beleef. In die eerste kwartaal was dit ek en my persoonlike belewennisse van woestyntydperke, en in die tweede kwartaal staan ons bietjie stil oor ek en my gesin. Wat beleef ons as gesin in ons woestyntydperke? Wat is die moeilike dinge waardeur ons worstel? Vanoggend dan kom ons by die woestyn van verlies. Die woestyn van verlies. En ons het vir mekaar gesê, antieke kerk, daar waar die kerk begin het en die kerk ontstaan het, was dit in die bovertrek van huise, en daar het mense saam gekuier, saam geëet, saam gepraat. En daarom wanneer ons as geloofsfamilie by mekaar is, wil ons 'n bietjie van daai saampraat terugbring. Wil ons 'n bietjie van daai saampraat hier beleef. Daarom het ons elke keer in die begin 'n vraag en aan die einde weer 'n vraag, sodat ons 'n bietjie kan terugreflekteer op dit wat ons gehoor het. Maar wanneer ons saampraat, skep ons ook hoop vir mekaar. So ons gespreksvraag vir vanoggend wat ek vir jou vra om so met iemand langs jou te deel, is die volgende. Watter verliese beleef julle op hierdie stadium in julle lewe as gesin of individu? Watter verlies beleef julle op hierdie stadium, of as dit nie onmiddellik is nie, 'n rukkie terug in die geskiedenis, watter verlies beleef julle? Praat net so 'n bietjie met iemand langs jou.
Nou goed, dis baie natuurlik om wanneer ons verlies beleef in ons lewe deur 'n rouproses te gaan. En baie dikwels is dit ook dat ons gewoonlik dink aan verlies slegs as die afsterwe van 'n persoon. Maar gesinne, individue, beleef verlies op verskillende maniere, op verskillende vormes. Watter tipe verliese kan ons beleef? So ons kan afsterwe beleef, my lewensmaat, 'n ouer, 'n kind, 'n maatjie, iemand wat nie meer daar is nie. 'n leesstoel by daai tafel of 'n stilte in 'n huis van die persoon is nie meer daar nie. Maar ons beleef ook verliese as egskeiding, wanneer twee lewensmaats besluit om ander paaie te stap. Dis dan drome van hoe 'n gesin moet lyk, wat dan ook wegraak in die proses. Kinders wat soms stabiliteit en veiligheid verloor, want twee ouers skei. Dan kan ons ook natuurlik finansiële verlies beleef. 'n Werk wat verloor is, 'n inkomste wat skielik verminder, want daar's nie meer so genoeg inkomste vir die company nie. Of 'n afskaal wat plaasvind by die werk. En dit gee verlies aan sekuriteit, verlies aan waardigheid, miskien 'n verlies aan selfrespek. Kinders wat tieners word, is ook 'n verlies. Die verhouding wat verander na wanneer die kind klein is, mamma en pappa is my hele wêreld, na skielik, ek wil tog net nie naby julle wees nie, ek wil net my eie mens wees. En dan voel ons as ouers, asof ek my kind verloor het. Al wat my kind wil doen is verdwyn in die kamer gaan sit, en ek moet tog net nie 2 woorde met hulle praat nie. Daardie verhouding wat verander, nee, kan vir ons 'n verlies wees, en soos 'n verlies voel. Kinders wat wegtrek, skielik is hierdie land so dat mense kan wegtrek na 'n ander land toe. Ons bly nie meer in dieselfde dorp as waar ek groot geword het nie, ek trek na 'n ander dorp toe, of ek emigreer heeltemal. Hierdie leenes. Of my kind trek dalk nie ver weg nie, maar hulle gaan van graad 12 af uit die skool uit om te gaan studeer en hulle eie lewe te begin. Hierdie hele leenes-sindroom, minder gas in die huis, maar ook minder lewe in die huis. Voel dan so 'n bietjie soos 'n klein dood. Al weet ons is reg vir hulle, is dit nie lekker nie. Dan ook verlies wanneer daar gesondheidsprobleme is. 'n Verlies aan ek wat weet hoe my liggaam werk en nou is hy skielik anders. Of ek het 'n ledemaat verloor. Iets wat ek verloor van dit waarin ek gewoond is. Met ander woorde, van buite af kan ons as gesinne heel goed lyk. Maar van binne af kan ons met baie rou gevul wees. Kom ons lees so 'n bietjie vanoggend saam daar uit Prediker 3, vers 1 tot 9, en ons kyk net wat se taal die Here gee aan al ons seisoene. Prediker 3, vers 1 tot 9, vanuit die 83 vertaling. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? So hierdie gedeelte uit Prediker leer vir ons dat die lewe uit 'n klomp verskillende seisoene bestaan.
Meer as dit leer dit vir ons dat elkeen van ons daardie verskillende seisoene gaan beleef en dat menslike ervarings van verlies en rou onvermydelik is. Dit gaan deel wees van dit wat ons beleef in hierdie wêreld. Maar hierdie gedeelte kom ook en dan nooi ons elkeen uit om te besef dat elke hoogtepunt en elke laagtepunt in ons lewe 'n doel dien. Dat die begrip van verskillende seisoene uiteindelik helderheid en vrede in ons harte kan bring. Daar's 14 teenoorgesteldes in hierdie teks wat 28 menslike ervarings verteenwoordig. En hulle almal is geskryf en georganiseer onder hierdie een beginsel. Vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. 'n Tyd vir elke saak onder die hemel. Daardie 14 is geboorte en sterfte. Plant en uitroei. Om dood te maak en te genees. Om af te breek en om op te bou. Om te ween en te lag. Om te weeklaag of lament en vreugde te toon. Om klippe weg te gooi en klippe bymekaar te maak. Om te omhels, maar ook om ver te wees. Om te soek en om te kan verloor. Om te bewaar en om weg te kan gooi. Om te skeer, maar ook om aan mekaar te kan weef. Om te swyg, maar ook om te kan praat. Om lief te hê en te kan haat. Daar's 'n tyd vir oorlog en daar's 'n tyd van vrede. En al hierdie dinge is opgeteken om vir my en vir jou uiteindelik te sê, die lewe bestaan uit verskillende seisoene en ek of jy beheer nie almal nie. Geboorte en dood gebeur, dis in die Here se hande. Plant of uittrek, is in my hande, ek kies wanneer en hoe. So ook, baie verliese is nie iets noodwendig wat ek gekies het nie. Ander is dalk iets wat ek gekies het as ons dink in terme van 'n egskeiding. Verskillende seisoene, maar ek het nie beheer oor almal nie. Ek sien ook dat hierdie teks vir ons iets sê van God wat teenwoordig is in al hierdie seisoene. Hy is nie net met die mooies daar nie. Hy is nie net daar wanneer daar 'n tyd is om te lag en te dans nie. Hy is ook daar wanneer daar 'n tyd is om te huil en te rou. As daar 'n tyd is om te rou, dan beteken dit, God verwag nie dat ek en jy altyd okay hoef te wees nie. Hy besef, daar's tye waarin ek minder okay is. Daar's tye wat ek gaan breek. Ek sien dan ook dat hierdie teks vir ons elkeen leer dat elke seisoen dien uiteindelik 'n doel. Al verstaan ons dit nie onmiddellik nie. Die teks sê nie dat elke ding wat met jou gaan gebeur goed gaan wees nie. Maar dat God uiteindelik besig is om 'n groter verhaal te skryf, waarbinne selfs rou en verlies gebruik kan word tot voordeel vir elkeen van ons. Martin Luther het die volgende gesê: al ons werk en ervarings het tye wat God bepaal, begin en einde. Dit wys, ons beheer nie tyd nie, ons beheer nie die wyse of die effek van alles in ons lewens nie. Ek en jy leef binne God se tyd. Nie hy in ons tyd plan nie. Dis nie die Here wat kom en sê, maar ek het 'n tydsplan en hy doen wat ek sê in my tydplan nie. Ek en jy leef binne God se tyd. So hoe help Prediker 3 vir ons uiteindelik om hierdie roupad aan te pak, hierdie verliese wat ons vir mekaar gesê het ons beleef as gesin, as individu. Prediker 3 kom en dit gee vir my en vir jou toestemming om te mag rou.
Prediker 3 kom en sê vir my en vir jou, daar is 'n tyd om te huil en daar is 'n tyd om te rou. Jy het toestemming, jy mag. Veel keer sê ons mekaar, 'n Christen mag net gelukkig wees. Prediker 3 sê nee, jy mag rou. Hy gee ook vir ons versekering, dat rou nie buite God se wil is nie. Die versekering dat dit wat jy nou beleef, nie buite God se wil is nie, daardie rou, daardie stik en daardie seer. Hy skep ook vir my hoop. Hoop dat die seisoene net die einde van jou storie is nie. Dis net 'n gedeelte in die storie. Hoop. So ons weet, en as ons nie weet nie, gaan ons vir mekaar sê dat wanneer ek rou beleef as mens, dan is daar hierdie 5 verskillende fases van rou, van Kubler-Ross se model wat dit so mooi vir ons beskryf het, maar wat belangrik is om te onthou, elke mens is anders. Dis nie 'n resep wat sê, jy gaan netjies deur hierdie stappe gaan nie, partykeer gaan jy vorentoe, partykeer gaan jy agtertoe, partykeer het jy 1 of 2 van die fases, maar uiteindelik is dit hierdie bewuswording van wat gebeur wanneer ek en jy rou beleef, wanneer ek en jy verlies beleef. Hy noem dat daar die fase is van ontkenning. Dit kan nie wees nie. Dit het nie gebeur nie. Hoe op dese aarde? Dit kan nie wees nie. Daar is die fase van woede. Hoekom? Vir wie kan ek kwaad wees? Dikwels is dit daardie gesprek waar mense kwaad is vir die Here, of kwaad is vir die staat, of kwaad is vir daardie persoon wat dit veroorsaak het. Die dokter, dit moes die dokter gewees het, hulle moes net beter gekyk het. En dan soek ons 'n sonnebok vir hierdie absolute verlies wat ek beleef. Hierdie fase van onderhandeling, as ek net dit kon doen, dan sou dit nie gebeur het nie. As ek net gister met die persoon gepraat het, dan sou hulle dalk nie hierdie volgende stap geneem het nie. Hierdie fase van depressie, van ek kan nie meer nie, ek is in 'n donker gat, ek is hartseer, ek is moedeloos, ek is nie meer lus vir enige iets nie. En dan 'n fase van aanvaarding. Dit het gebeur, maar dit gaan my nie definieer nie. Hier gaan ek ook kan verby beweeg. Ontkenning, woede, onderhandeling, depressie, aanvaarding, al die verskillende goed, wat ons kan beleef, wanneer ons deur rou gaan, maar uiteindelik die aanvaarding waarby ons wil kom. Elke persoon is uniek, ons reageer anders tydens rou, ons reageer nie almal dieselfde nie. Party van ons praat baie, ander van ons trek heeltemal weg en onttrek. Sommige van ons raak emosioneel, ander word hyperprakties, soek 'n ding in sy plek. En uiteindelik sê ons mekaar, ons as gesinne moet ruimte maak vir elke een se verskillende reaksie. Ons as geloofsfamilie moet ruimte maak vir elke een se verskillende reaksie in hulle rouproses, wanneer daar verlies beleef word. Nou wat kan ons saam met God doen in rou? Wat staan my en jou te doen om saam met die Here pad te stap deur hierdie rouproses? Ek kan nie verlies aanvaar. Ek kan dit by die naam noem. Ek kan sê wat dit is. Moenie maak of dit nie gebeur het nie. Noem dit voor die Here. Soms help 'n ritueel, 'n gedenkdiens, 'n kers aansteek, 'n fotoalbum of 'n brief skryf. Belangrik met jou kinders, praat eerlik oor wat jy beleef. Maar aanvaar dat hierdie verlies is. Aanvaar die emosie wat jy beleef as gevolg van die verlies en noem dit eerlik voor die Here. Beleef en werk deur al daardie emosies. Beleef dit. Gee jouself en ander mense toestemming om te huil, om te mag kwaad wees, om te mag vra, om te mag twyfel.
selfs te mag twyfel of die Here nog daar is as gevolg van hierdie moeilike ding. Lament in die Bybel of weeklaag soos ons gehoor het, word so goed in psalms en klaagliedere beskryf. En dit is om te kan kla en te kan huil voor die Here. Dis 'n geloofsdaad. Dis nie ongeloof nie. Wanneer jy kla en ween voor die Here, is jy besig met 'n geloofsdaad. Rou word uiteindelik vir ons elkeen 'n leermeester. Dit wys vir ons iets wat vir ons kosbaar was, wat nou nie meer daar is nie. Gee jouself toestemming om emosies te mag beleef en om deur dit te mag werk en deel dit met die Here as deel van daai belewenis. Pas aan in jou nuwe werklikheid. Sê vir jouself, vra vir jouself af, hoe lyk my lewe sonder daardie persoon, sonder daardie werk, sonder daardie kind in die huis, sonder daardie klein kind wat nou skielik 'n tiener is en ek nie meer kan verstaan hoe hulle werk nie. Prakties, skep 'n nuwe roetine in die gesin. Gee rolle, ander rolle vir verskillende familielede. Doen iets anders om te kan aanpas in hierdie nuwe werklikheid wat gebeur. En dan die laaste ding wat jy kan doen is herposisioneer en begin vorentoe leef. Met ander woorde, die persoon, die status wat jy dalk gehad het, daardie verhouding, bly deel van jou storie. Maar dis nie die enigste hoofstuk nie. Dis nie die ding waarom alles moet draai nie. Jy is bewus van die herinneringe, maar dit mag nie elke dag jou emosies beheer nie. So herposisioneer, begin vorentoe leef, moenie daarin vasklou nie. Moenie dat dit elke dag se emosies word nie. Gaan vorentoe. Daar was 'n tyd om te huil. Maar God kom ook en dan bring hy tye om te lag en te dans. En hy doen nie dit om die verlies ongedaan te maak nie. Hy doen dit om nuwe lewe te bring in die middel of in die midde van hierdie ou pyn. Die Here bring nie lag en dans om te sê die verlies is weg, dit het nooit gebeur nie. Hy bring lag en dans in die midde van die pyn en die seer. Verwag die Here se genesing oor tyd. Nie oornag nie, is nie 'n vinnige ding nie, is oor tyd. Genesing in Prediker 3 lyk nie altyd soos hierdie voorbeeld van alles is weer soos voorheen nie. Dit lyk eerder op hierdie manier, ek kan nou huil en lag as gevolg van, of omdat. Ek onthou die pyn, maar ek word nie meer heeltyd daardeur oorweldig nie. Ek kan die Here weer vertrou in hierdie nuwe seisoen waar ek staan. Want selfs dit is ook deel van die verloop van die lewe. Vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. 'n Tyd vir elke saak onder hierdie hemel. Elke seisoen is in die Here se hand. Selfs die verlies kan ons deurwerk. Net weer sê, saam met God, aanvaar jou verlies. Beleef en werk deur al daardie emosies. Pas aan in jou nuwe werklikheid. Kry praktiese maniere om aan te pas. En uiteindelik herposisioneer en begin vorentoe leef. Saam met die Here. Want vir alles is daar 'n vasgestelde tyd. 'n Tyd vir elke saak onder hierdie hemel. Wil jy moet net gou terugdraai na daai persoon toe. En noem net een ding wat jy vandag kan doen oor daardie groot verlies waarvan jy nou gepraat het. Een ding wat jy vandag kan doen oor daai groot verlies.
Ek wil jou uitnooi om onder stil gebed jou seisoene met die Here te bespreek. Ek gee tyd daarvoor. Here, U ken die seisoene waardeur elkeen van ons gaan. Dankie dat ons vanoggend kan hoor dat dit deel is van die verloop van die lewe. Dat ons nie hoef bang te wees daarvoor nie. Here, maar mag ons dit aanvaar. Mag ons voel ons emosies, ons toestemming gee om te voel, alle emosies te voel wat daarmee gepaard gaan. Here, kan ons dan ook prakties leer om anders te dink of dinge anders te doen sodat ons kan vorentoe beweeg. Geef ons die waagmoed om onsself toestemming te gee om deur die seisoene van die lewe te mag gaan. Mag ons onthou dat ons voor U kan weeklaag, kan lament. Dat U ons hoor. En ons gaan weer dans. Geef ons die waagmoed om ons seisoene te aanvaar, te identifiseer, te beleef en onsself te herposisioneer om saam met U vorentoe te beweeg na 'n nuwe seisoen. Dankie, Here. Amen. Kom ons gee net kans vir offergawes.